Goeiedag geliefdes, ons luister vandag na die 8ste gebod. Ons lees daarvoor Eksodus 20 vers 15, waar ons die 8ste gebod kry, en dan ook Lukas 19 verse 1 tot 10. Eers Eksodus 20 vers 15, jy mag nie steel nie. En dan Lukas 19 verse 1 tot 10, Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die Seun van die Mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Op die oog af lyk dit asof die 8ste gebod net daaroor gaan dat ons nie ons naaste se besittings mag vat nie. Die diefstal waarvan die 8ste gebod praat gaan egter oor baie meer. Dit gaan oor rentmeesterskap. 'n Rentmeester is iemand wat iemand anders se besittings oppas en bestuur. Hy mag nie homself ten koste van die eienaar verryk nie. Inteendeel, hy moet die goedere wat aan sy sorg toevertrou is, so bestuur dat die eienaar daardeur verryk word. Dit is soos 'n plaasbestuurder, wat nie die plaas besit nie, maar die plaas moet bestuur, sodat dit goed gaan met die plaas en dat die plaas 'n wins maak. Op dieselfde manier het God die mens aangestel as rentmeester oor sy besittings. Dit was die eerste opdrag van God aan die mens. Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Maar toe vind die sondeval plaas en dit veroorsaak dat die mens nie meer tevrede is om rentmeester te wees nie. Hy wil nou eerder die eienaar wees. Hy sien nie meer aardse goed as God se eiendom nie, maar as sy eie, en uiteindelik word geld en besittings vir hom 'n god. Jesus het gekom om ons te verlos van 'n verkeerde verhouding met ons besittings. Hy het gekom om ons weer rentmeesters te maak. As Jesus Christus deur die geloof deel van ons lewe word, verander ons verhouding met ons aardse goed. Dit kan duidelik by Saggeus gesien word. Ons lees in vers 2 dat Saggeus die hooftollenaar in Jerigo was. Tollenaars was nie baie gewild nie, omdat hulle belasting vir die Romeinse regering ingesamel het en daarom het die Jode hulle as verraaiers gesien. Daarby het hulle meestal meer belasting gevra as wat hulle moes en dan die geld vir hulle self gehou. Saggeus was 'n ryk man. Die feit dat hy hooftollenaar was, het hom 'n hoë posisie by die Romeine gegee en met sy oneerlikheid vul hy sy salaris ruim aan. Saggeus se naam beteken nogal ironies, die regverdige een. Al was Saggeus ryk, het hy 'n leegheid in sy lewe gehad. Hy het hierdie leegheid met rykdom probeer vul, maar dit het nie gewerk nie. Ons is gemaak om God te aanbid, te dien en sy rentmeesters te wees. Na die sondeval probeer mense om God met iets anders te vervang. Geld, besittings, sport of selfs ander mense. Op die kort termyn kan dit miskien bevrediging gee, maar op die langtermyn veroorsaak dit 'n groot leegheid. Saggeus was dus soekend, en wanneer hy hoor dat Jesus kom hy tot die besef dat hy Jesus moet sien. So sterk word hierdie begeerte in hom, dat hy in 'n wilde vyeboom klim.
om 'n hooftollenaar te sien boomklim moes 'n vreemde gesig gewees het. Maar Saggeus gee nie om nie. Hy wil Jesus sien en ontmoet. Toe Jesus by die plek kom waar Saggeus sit, kyk hy op en sê, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Jesus wil in Saggeus se woning ingaan, maar meer as dit. Hy wil in Saggeus woning maak. Hy wil deel wees van Saggeus se lewe. Wat opmerklik is dat Jesus vir Saggeus op sy naam noem. Net soos met Nathanael in Johannes 1 vers 49, wys Jesus dat hy God is en dat hy alwetend is en dat hy elkeen persoonlik ken. Wanneer Jesus deel word van Saggeus se lewe, verander alles. Hy word nie meer deur sy besittings besit nie, maar deur God. Daarom verander Saggeus se gesindheid en hy is nou bereid om sy besittings uit te deel. Christus het Saggeus verlos van sy sondige verhouding met sy aardse besittings. Wat was die gevolg? Hy sien homself as 'n rentmeester van die Here. In plaas van om te steel, begin hy om sy naaste se belange te bevorder. So, deur Christus, begin Saggeus se naam by sy lewe pas. Oor rentmeesterskap leer ons ook die volgende in die Bybel. 'n Rentmeester is nie gierig nie. God en sy rentmeesters deel uit. Hulle maak nie vir hulle self bymekaar nie. Rentmeesters mors nie met dit wat die Here vir hulle gee nie. Rentmeesters bevorder die belange van hulle naaste. Met ander woorde, ons moet verder kyk as onsself. Ons moet ook kyk na die land en die dorp waarin ons woon. Rentmeesters is mededeelsaam. In Jakobus 2 vers 15 tot 17 lees ons dat dit nie goed genoeg is om iemand wat jy sien swaar kry aan te moedig nie. Jy moet ook prakties help. In die wêreld waarin ons leef, is baie mense jaloers op ander wat meer as hulle het. Hierteenoor leef gelowiges met 'n gesindheid van tevredenheid. Ons sukses en belangrikheid word nie aan besittings gemeet nie. Gelowiges is baie belangrik en waardevol vir God, so belangrik dat Jesus bereid was om sy lewe vir ons af te lê. Ons het 'n hemelse Vader wat baie groter en ryker is as al die geld in die hele wêreld. Ons leef en werk vir hom. Hy is ons eintlike werkgewer en kan en wil in al ons behoeftes voorsien. Kom ons stel dus 'n voorbeeld deur rentmeesters te wees soos God dit van ons verwag. Jesus het hierin vir ons die volmaakte voorbeeld gestel. Sy hele lewe op aarde het ten doel gehad om altyd God te eer en mense te help. Die Heilige Gees verander gelowiges na die beeld van Christus en hy roep ons om goeie rentmeesters van God te wees. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, alles behoort aan U. U is die eienaar van alle dinge en U het ons as rentmeesters aangestel. Ons bely dat ons nie altyd goeie rentmeesters is nie, dat ons nie mooi kyk na dit wat U aan ons sorg toevertrou het nie, dat ons baie keer selfsugtig en liefdeloos is. Ons vra dat U ons daarvoor sal vergewe en lei ons met die Heilige Gees om goeie rentmeesters te wees. Ons doen voorbidding vir medegelowiges wat swaar kry as gevolg van finansiële druk en moeilike werksomstandighede. Ons vra U Here dat U ook vir hulle perspektief sal gee en wysheid in die besluite wat hulle neem. Ons vra dat U ook uitkom sal gee in hulle moeilike omstandighede. Ons doen ook voorbidding vir U kerk. Ons bid vir ons as plaaslike gemeente, vir al die plaaslike gemeentes in Namibië en in Suid-Afrika en ook ander dele van die wêreld. Ons vra tog dat U kerk sal bewaar en dat U kerk sal gebruik om U koninkryk te verkondig en ook uit te leef. Ons bid hierdie ding in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Verlosser. Amen.